Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Dit is die woorde van Psalm 23 vers 4. En in ons studie van hierdie Psalm kom ons op hierdie vers af, en wat ek nou al geleer het in my lewe is dat om iemand te wees wat omgee vir ander mense, of om 'n dominee te wees, as jy dit nou so kan stel, leer ons dat mense op baie keer op plekke kom waar daar verskillende uitdagings is in ons lewens. En dis eers wanneer jy prakties met mense in aanraking kom, dat jy besef die trauma en die hartseer en die pyn, waardeur mense baie keer beweeg. Jy weet, toe ons op universiteit was, het ons geleer van berading of jy weet, traumabehandeling en al daai tipe van goeders, maar dit is eers in die realiteit, dit is eers in die praktyk, waar jy sien hoe wat se impak dit op mense se lewens het. Hoe dit mense raak, hoe dit mense verander. En wanneer ons die Bybel lees, dan moet ons verstaan dat die Bybel jok nooit vir mens nie. En ons het geleer in hierdie eerste paar sessies wat ons by mekaar was, het ons gepraat oor die feit dat God is die een wat by ons is. God is die een wat ons lei. Hy is ons herder. Ons kan hom vertrou. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is die een wat vir ons rus gee. En dan nou kom ons op hierdie gedeelte van 'n vallei, waar ons deur iets moet beweeg, 'n dal. Die Afrikaans praat van 'n dal van doodskaduwee. En daar's baie vrae wat gevra word, dui hierdie gedeelte, gaan dit spesifiek oor dood? En daar's mense verskil oor dit, en my persoonlike siening is dat dit nie net spesifiek gaan oor dood nie, alhoewel hierdie vers altyd gebruik word wanneer ons iemand begrawe, gaan dit nie net oor dood nie, dit gaan oor die uitdagings wat ons ervaar in ons lewens. Dat daar 'n oomblik is waar ons deur sekere dinge in ons lewe beweeg, wat nie vir ons lekker is nie, waarvan ons nie hou nie. Dit kan selfs wees dat ons hopeloos voel. Dat ons ervaar dat daar is sekere uitdagings in ons lewens. Mens kan eintlik sê dit is iets van 'n donker nag in jou lewe, wat jy regtig waar ervaar dat. En wonder, partykeer soos Dawid ook self gewonder het en gesê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog moet hierdie ding aanhou? Hoe lank nog moet ons deur hierdie goed gaan? Waar is U? Nee, al daai tipe vrae. Die vrae wat ons ook maar het, is wat Dawid ook gehad het. En daar is twee belangrike goed in hierdie vers wat ons moet weet in vers 4. Wat sê, al gaan jy deur hierdie dal van doodskaduwee, maar die eerste ding wat jy weet is dat jy hoef nie te vrees nie. Dat ons kan onseker wees, ons kan onstuimig voel, maar ons hoef nie te vrees nie, want die tweede ding wat ons moet weet is dat God is met ons. Hy is die een wat met elkeen van ons is. As jy kan onthou, in een van die vorige sessies het ons gepraat oor Johannes hoofstuk 10, en dit het gegaan oor Jesus wat sê dat hy die goeie herder is. En dat ons moet versigtig wees, dat daar is baie ander herders in ons lewens, wat baie keer inspreek in ons lewens. Herders van dit wat jy dink, herders van die verhouding wat jy het met ander mense, of die kultuur waarin jy beweeg. En dat ons baie keer moet besef dat daardie herders nie die rol kan vervul, dit wat Jesus Christus vir elkeen van ons doen nie. En die ding is dat Jesus vir ons sê, is dat hy is die een wat ons nooit alleen sal los nie, hy is die een wat ons nooit sal verlaat nie, hy is die een wat altyd by ons is. En dat hierdie ander herders wat ons het, dat ons nie op hulle kan vertrou nie, want ons as Christene, ons lewens is ook nie sonder pyn nie. Daar sal dele wees in ons lewens waar ons ook vrees en wat dit voel vir ons soos nag, en dat ons nie op hierdie ander herders moet staatmaak nie, dat ons moet fokus op die feit dat God die een is wat by elkeen van ons is, dat hy ons nie alleen los nie, dat ons nie hoef te vrees nie, want as ons staatmaak op hierdie ander herders, hierdie van die wêreld,
gaan ons baie keer teleurgesteld word. Want daar is soveel mense wat sê, maar ja, my finansies is sterk en alles lyk goed. Wat daarvan as jy nie jou probleme of dit wat jou oorrompel met geld kan oplos nie? Wat as jy nie jou weg daaruit kan koop nie? En maak nie saak wat se organiese dieet jy volg nie, hoe gesond jy leef, hoeveel yoga jy doen nie, as daar siekte in jou lewe kom, is die realiteit dat daai goed baie keer nie help nie. Daar's niks meer verkeerd om gesond te lewe nie, verstaan, dit is goed om dit te doen, maar wanneer ons uit en uit daarop staat maak, dat ons manier van leef ons sal red van die dag wanneer ons dalk 'n diagnose kry, wat ons nie wil hê nie, dan help daai ook niks, want dit is ook 'n herder in die wêreld waarna ons soek, om gesond te leef, of om genoeg geld te hê, om onsself te kan buffer teen moeilike omstandighede, maar ongelukkig is dit deel van elkeen van ons se lewens, dat ons nie moet vertrou op die dinge van die wêreld nie, maar dat ons vertrou op wie God is, en dat hy vir ons sê, dat ons nie hoef te vrees nie, en dat hy met ons is, dat ons nie alleen is nie. En die laaste gedeelte van vers 4 sê, die stok en die staf, dit vertroos my. Dit is om te sê dat Christus is nie net by ons nie, maar daar is iets wat hy doen. En hierdie stok en staf is nie een ding nie, dit is twee verskillende goed. Die staf is dit waarmee die herder die skape beskerm het. Met ander woorde, hy het die wolwe verdryf met hierdie stok, met hierdie staf wat hy in sy hand gehad het, of die stok wat hy in sy hand gehad het. En dan is daar ook die staf. Die staf is dit waarmee hy die skape navigeer, waarmee hy die skape lei in 'n sekere rigting in. So aan die een kant is dit beskerming, en aan die ander kant is dit leiding. En dat ons moet weet dat Christus is ook die een wat ons beskerm, en hy is ook die een wat ons lei. So dit is iets wat ons uit hierdie gedeelte moet vat, is dat God sien elke traan raak. Hy sien die moeilike omstandighede waardeur ons gaan. En dan sê hy is die een wat met ons is, hy is die een wat ons beskerm, hy is die een wat ons lei. En my vraag is jy heiliglik op so 'n plek in jou lewe? 'n plek waar jy wonder, waar is God? 'n plek waar jy wonder van, waarheen moet jy gaan om uit hierdie situasie uit te kom? Want die een ding van hierdie dal waardeur ons, wat ons leer is dat ons kan nie om dit gaan nie, ons kan nie onder deur dit gaan nie, ons kan nie bo oor dit gaan nie, ons moet deur dit beweeg, en dit is 'n proses, en dit is deel van ons lewe. En ons hou nie baie keer daarvan nie, en ons mag vra, en ons mag wonder, maar ons mag ook na hierdie psalm kyk, om te sien dat daar is sekerheid daarin, dat God met ons is. En as jy nou in daai seisoen is, vertrou jy God, dat hy met jou is, dat hy jou lei en beskerm, dat hy vir jou omgee, dat hy vir jou wil rus gee, dat hy vir jou wil sekerheid gee, of hardloop jy na die dinge van die wêreld toe? Hardloop jy na drank toe, of verhoudings, of geld, of wat die wêreld sê, of is Jesus die eerste prioriteit in jou lewe? Want ek ken pyn, ek ken siekte, ek ken iemand begrawe vir wie jy baie lief is, ek ken al daai goed, en die uitnodiging wat die psalmskrywer maak, wat Dawid hier maak, is sê, indien jy nou in hierdie seisoen is, indien jy nou in 'n seisoen is wat dit voel soos 'n dal van doodskaduwee, is nie noodwendig dood nie, maar dit is 'n naggedeelte in jou lewe. Indien jy nou so is, neem hierdie woorde ter harte, dat God is met jou. Hy los jou nie alleen nie, hy beskerm jou, hy lei jou. En indien jy nie in hierdie seisoen is nie, indien jy nie op hierdie plek is, heiliglik in jou lewe nie, indien dit alles met jou goed gaan, maak dit vas in jou hart, dat die dag wanneer so iets gebeur, want iemand het eendag gesê dat of ons kom nou net
of ons gaan deur 'n tyd van uitdaging, of ons kom nou net uit 'n tyd van uitdaging uit, of ons beweeg na 'n tyd van uitdaging toe. Dat maak hierdie goed in jou hart vas, dat wanneer daardie tye kom, dat jy nie hoef staat te maak op die dinge van die wêreld nie, maar dat jy kan weet dat God is jou herder, dat al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, dat hy is met jou, en dat sy stok en sy staf beskerm jou. Blessings.